1 Konings 18 vers 20, tyd van Elia. Hy is op die berg Karmel. Die volk is verlei deur Isebel. Hulle aanbid Baal. En die hartseer is, hulle dink hulle aanbid Jahwe. Maar hulle is mislei. En dit vat 'n wonderteken uit die hemel van God af om hulle te wys. Julle is besig met verkeerde God. Hulle sê ons aanbid U. Hy sê julle aanbid my nie. Hulle sê ja, ons doen. Hy sê nee, julle doen nie. Hy stuur Elia. Hy sê Elia, bou 2 altare. Een vir hulle God en een vir my. En ek sal met vuur uit die hemel uitwys wie is God. Nou sê 1 Konings 18 vers 20, en Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel bymekaar laat kom. En Elia het nader gekom aan die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op 2 gedagtes? As Jahwe God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. En Vader sê dit vir ons ook. As ek God is, volg my na. Maar as daar 'n ander God is, volg hom na. Maar moenie hink op 2 gedagtes nie. Moenie my verhouding deel met iemand anders nie. Want ek is 'n jaloerse God. Paasfees is net so verstommend. Ek moet sê die dag toe ek agtergekom het Paasfees, nie deur God ingestel nie, was ek nou nogal verbaas. Ek het gedink, dit moet daar wees. En dit was nie. En as mense dan gaan ondersoek en jy probeer agterkom waar dit vandaan kom, dan kry jy maar net verkeerde oorspronge. Ek meen, daar's 'n haas by betrokke wat eiers lê, nie glo. Wat symboliseer dit? En daar sê Miramis weer, dis die vrugbaarheidsgodin. En die haas, hoekom is dit 'n haas? Hoekom is dit nie 'n bok nie? Hoekom is dit nie 'n hoender nie, 'n haas? Hoekom? Want 'n haas is geweldig vrugbaar. En dis Paasfees. As jou verhouding met God vir jou ernstig is, neem dit dan ernstig op. Amos 5 vers 18. Amos 5 vers 18 sê, wie die wat na die dag van Jahwe verlang? Wie verlang na die dag van Jahwe? Die Christene. Nou sê hy, wie die wat na die dag van Jahwe verlang? Wat sal tog die dag van Jahwe vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie. Maar hoe? Ons verlang dan na die dag en nou sê hy duisternis en geen lig nie. Soos iemand wat vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop hom raak. Of hy kom in die huis en leun met sy hand teen die muur en 'n slang byt hom. Is die dag van Jahwe nie duisternis en geen lig nie? Ja, donkerheid sonder 'n ligstraal. Hoekom? Ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestyde nie, want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers. Ek het daar geen welbehae in nie. En die dankoffers van julle vetgemaakte kalwers sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder vir my die geraas van julle liedere. En na die geluid van julle harpe wil ek nie luister nie. Maar laat die reg aanrol, die watergolwe en die geregtigheid soos 'n sandhoudende stroom. Kan ek dit maar misverstand nie? Hierdie mense wag vir die dag van Jahwe. Ons verlang daarna. En hy sê, wat hou dit vir julle in? Duisternis, en geen lig nie. Want die dinge waarmee ons besig is, haat hy. Nou het ek vanoggend een ding uitgesonder, want dis die tyd van die jaar. Maar dis nie net Nimrod nie. Ons weet, een van die ander groot gode is geld, Mammon. Die grootste God wat ons dien, is ek self. Want ons is humaniste. Ons dien God, sodat dit met my kan beter gaan. En dis humanistiese godsdienst. En soos dit die een ander God na die ander God, wat ons liefde met die Almagtige meedeel. Ons vertroue. Ek plaas my vertroue op Mammon. Ek sê ek vertrou God, maar ek doen nie. My vertroue is op Mammon. Ek moet sorg dat ek soveel geld hier het, en soveel beleggings daar, en soveel huise, en soveel sorg en pensioen. Het ek vertrou in God. Ek sê nie mens moet roekeloos wees nie. Maar ek dag as ek benoud is, waar gaan soek ek hulp? En wat sê Vader? Ek is 'n jaloerse God. Weet jy van my? Ken jy my? Bestaan ek vir jou? Of is ek net een van jou feeste? Partykeer hou ons nie jaarlikse fees saam met Nimrod nie, ons hou 'n weeklikse fees saam met mense met wie ons godsdienst vier. En nou kom Vader in sy gees in ons hart en hy wys vir ons en hy sê, sien jy? Sien jy dit? En dan moet ons sê, ek sien dit nie.
Sê ek God is, dien my. As Baal God is, dien hom. Hoe lank wil jy hinker op jou gedagtes? As jy maar koud of warm, maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Maar ons kies lou, want dit is so maklik. Want lou sê, my siel gaan gered word, maar ek kan nog lewe as ek wil. Vader sê, jy kan nie kies wie jy wil dien.